Is jy moedeloos? Lê jou selfbeeld aan skerwe vir watter rede ook al? Of dalk het jy net nodig om so 'n bietjie opgebeur te word? Miskien was jy al op sosiale media en het jy jouself met ander mense vergelyk en voel dit net vir jou, ek haal nie die paal nie, I'm not cutting it, want ek het nie die mooi huis wat ander mense het nie, ek het nie die droom vakansies waarop ek kan gaan wat ander mense op gaan nie, ja, my kinders is nie so soeter voorbeeldig en so slim soos ander mense se nie, ek het nie die mooi luukse motors waarmee ander mense ry nie. Miskien voel jy, dit waarmee jy besig is bo jou vuurmaakplek, jy's nie goed genoeg om dit te bereik nie, jy's nie goed genoeg om iets te doen nie. Of miskien het jy al so gevoel in jou lewe, dat het ek baie simpatie met jou, ja, ek het ook al so gevoel, ek onthou, die van julle wat al van my video's gekyk het, sal weet, ek is 'n akteur, en ek het vir 7 jaar lank nooit op 'n verhoog gekom nie. Vir 7 jaar het ek toneelspel een kant toe gestoot. Ek het geglo dis wat God wou hê ek moes doen. En toe ek na 7 jaar, ek was 27 jaar oud, vir die eerste keer weer op 'n verhoog kom. Die teater was stampvol geweest daardie aand en ek het gehoor hoe die mense wat saam met my speel alreeds op die verhoog is en praat met mekaar en skielik het 'n vrees my vasgegryp hier binnekant en ek het gedink, Dani, jy kan nie dit doen nie, jy's nie goed genoeg nie, mense het betaal om hierna te kom kyk en jy gaan hier opstap, jy's nie 'n akteur en jy het 7 jaar laas op 'n verhoog gewees. Al sulke goed het deur my kop gegaan, maar gelukkig voordat ek verder te veel daaroor kon dink, was my cue daar en ek moes op die verhoog verskyn en ek het gelukkig dit gemaak. Voordat ek regtig die kans gehad het om in my kop myself daardie aand te kelder. Onthou julle van Gideon? Gideon in die Bybel? Hy was 'n rigter gewees. Hy het geleef in die tyd nadat die Israeliete onder leiding van Joshua die land Kanaan ingeneem het en hy het geleef voordat die eerste koning Saul oor Israel geregeer het. In daardie tyd het die Israeliete nadat Joshua dood is, afvallig geword van die Here. Hulle het hulle eie pad gegaan en hulle het begin om die afgode van die volke rondom hulle te aanbid. En God het sy beskerming van hulle weggeneem en daarom het al die ander volke begin om oor die Israeliete baas te speel, om hulle te verdruk en te onderdruk. En so het dit gebeur in die tyd van Gideon, dat die Midianiete die Israeliete getreiter het en verpes het. Die Midianiete het gewag tot dit oestyd was. Wat ook al die oes was, of het nou koring was, of het nou druiwe was, of het nou vrugteoes was, wanneer dit oestyd was, het die Midianiete gekom, en hulle het letterlik die oes, waaraan die Israeliete so hard gewerk het hulle net kom vat. Hulle het dit net kom vat vir hulle self, hulle het dit kom steel. En so het dit gebeur dat die Israeliete bang was vir die Midianiete, want hulle was sterk op daai stadium. Hulle het 'n weermag gehad wat geskrik het vir niks. En toe draai die Israeliete se koppe. Hulle bid weer, hulle sê asseblief Heer, help ons, want ons kan nie onsself help nie. En dan kom die Here en hy roep vir Gideon. 'n Engel van die Here verskyn aan Gideon terwyl hy in 'n parskyp besig is om koring uit te slaan. Nou moet jy dit eers verstaan. 'n Parskyp is 'n plek waar jy druiwe oes, waar jy druiwe pars. Jy gooi die druiwe daarin en jy trap dit tot dit sap raak. Maar hy is besig om op 'n tyd wat daar nie druiweoes is nie, maar wanneer die graanoes inkom, heeltemal die ander tyd van die jaar, 6 maande later, is hy besig om die graan in 'n druiweparskyp uit te slaan. Want hy dink, niemand sal dink dat daar enige aktiwiteit hierdie tyd van die jaar in 'n parskyp is nie, want dis nie nou druiwetyd nie, dis nou parstyd nie. Daarom kruip hy as ware weg binne hierdie parskyp, sodat niemand moet weet, geen Midianiet moet uitvind dat hy koring by hom het. Maar daar in die parskyp kry die engel van die Here hom en dan groet God hom. En dan sê God vir hom, wees gegroet, dapper man. En Gideon dink so by homself, ek het gedog ek is alleen in hierdie parskyp en ek kyk rond, wie's daar nog hierso, want die Here praat van 'n dapper man en ek is nie dapper nie, ek voel nie dapper nie, ek lyk nie dapper nie. En dan roep die Here en die Here sê vir hom, Gideon, ek het jou gekies. Jy gaan die Israeliete van die Midianiete bevry. En dadelik sê Gideon, Here, ek dink jy maak 'n fout, want. En dan gee hy 'n paar redes. Hy sê, Here, van al die families in ons stam, is ons familie die onbelangrikste. Niemand weet eers van ons nie, niemand dink aan ons nie. Hy sê, Here, en van almal in my familie is ek die onbelangrikste. Regtig. Hoe kan u vir my sê, dapper man? Maar die Here het 'n plan met hom. Want sien, die Here kyk nie na ons soos wat ons na onsself kyk nie. Die Here kyk nie na situasies soos wat ons na situasies kyk nie. En daarom roep die Here vir Gideon. En die Bybel is vol van voorbeelde waar God mense gebruik
wat in die oë van mense, en selfs in hulle eie oë, glad nie gekwalifiseerd was om die taak uit te voer wat God op hulle harte gelê het nie. As jy vandag voel, ek is nie goed genoeg nie, dan wil ek vir jou herinner aan 3 belangrike dinge, 3 feite wat jy moet weet. En hopelik sal jy weet, ja, jy is goed genoeg. Jy is belangrik genoeg. En die eerste ding is, jy is geskape, jy is geskep na God se beeld. In Genesis 1 lees ons dit, God het gekom en hy die mens gemaak. Hy sê, kom laat ons mense maak na ons beeld. Iemand soos ons, as ons verteenwoordiger. God het ons so gemaak. En as ons klaar gemaak het, lees ons in Genesis 1 vers 31, God het na die skepping gekyk en dit was baie goed. God het jou en vir my gemaak volgens sy beeld en hy het ons goed gemaak. Jy is nie 'n ongeluk nie. Jy is beplan deur God. Jy is goed geskape deur die God van hemel en aarde. So onthou dit, weet dit. As jy ooit weer voel jy is nie goed genoeg nie, sê, I'm a child of God, ek is 'n kind van God, ek is 'n skepping van God, en ek is nie net 'n skepping nie, ek is die kroon van God se skepping. Jy is goed genoeg. Die tweede ding wat ek wil hê jy moet onthou is, God is baie lief vir jou, God is oneindig lief vir jou. Hy is so lief vir jou, dat hy sy seun Jesus Christus gestuur het, om vir jou sondes aan die kruis te sterf. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, so lief het God vir jou gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, vir jou wat aan hom glo, nie verloor sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. In 1 Johannes 4 vers 9, daar lees ons, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar, sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as 'n versoening vir ons sondes. God is lief vir jou. As jy vandag nie goed genoeg voel nie, as mense jou afgebreek het, as dinge met jou gebeur het wat jou net laat voel, I'm not worth it. Weet vandag, jy is dit werd. Jy is goed genoeg, want God, die koning van die konings, die God van die heelal, hy is lief vir jou, hy is oneindig lief vir jou. En die derde ding wat ek wil hê jy moet onthou is, God wil deur sy Heilige Gees binne in jou bly. Kom ek lees vir jou 1 Korinte 6 vers 19, daar staan, of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie, julle het die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julle self nie. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. God kon op enige plek in die wêreld, in die heelal bly. Hy kon op Jupiter gaan bly het, of hy kon op Saturnus gaan bly het, of hy kon in 'n ander sterrestelsel gaan bly het. Hy kon op enige plek op die aarde gaan bly het. Hier sulke mooi plekke op die wêreld. Maar God het gekies om in jou hart te kom bly, om binne in jou te kom bly, om jou sy tempel te maak. In die Ou Testament, het die mense tempels gehad, en as hulle vir God wou sien, as hulle God wou hoor, as hulle nader aan God wou gaan, het hulle na die tempel toe gegaan, want God was by en God was in die tempel. Maar, sê die Bybel vir ons in die Nuwe Testament, God bly nie meer in tempels wat deur mense gebou is nie, God bly binne in elke gelowige. So, as jy na die heiligste plek wil gaan, op die aarde, en jy is 'n kind van God, gaan dan en kyk na jouself. En moenie ooit weer voel, jy is nie goed genoeg nie. Jy is, want God het jou gekies om deur sy Gees in jou te bly. En as jy wonder oor die vervulling met die Heilige Gees of die doop van die Heilige Gees, ek het 'n ander video gemaak en ek sal die video net hierbo 'n link na die video vir jou plaas en dan kan jy dit gaan kyk as jy gewonder het, is jy met die Heilige Gees gedoop? Het jy die Heilige Gees van God in jou? Gaan kyk dit gerus as jy wil weet hoe om met die Heilige Gees vervul te word. Dit sal alles daarin wees. So kyk gerus daardie video net hierbo. Ja, so onthou jy die 3 dinge. Jy is geskape volgens God se beeld. God het jou oneindig lief en God woon deur sy Heilige Gees binne in jou. Thomas Edison, die uitvinder, seker die grootste uitvinder van alle tye. Hy het eendag terwyl hy in die laerskool was, hy was nog 'n klein seentjie, by die huis aangekom met 'n brief van die skool af aan sy ma. En hy het die brief vir sy ma gegee en sy ma het dit oopgemaak en dit gelees en hy wou weet, mamma, wat staan in die brief? Wat sê die skool? En sy ma het gesê, kom sit dan lees ek vir jou die brief. En sy ma het gelees. Thomas Edison is 'n geniale kind.
ons skool is te klein en ons het nie die onderwysers met die kapasiteit om hom enigiets te leer nie. Daarom vra ons asseblief dat jy hom voortaan sal tuis onderrig. En Thomas is nooit weer terug skool toe nie. Sy ma het hom by die huis geleer. Sy het hom geleer lees en geleer skryf. Sy het hom onderrig by die huis. Baie jare later, toe Thomas Edison groot was, 'n beroemde uitvinder was, en 'n naam was wat almal in die wêreld geken het, is sy ma oorlede. En toe hy in haar huis ingaan en haar goedjies bymekaar maak en wegpak, toe kom hy op die brief af wat hy jare gelede as 'n klein seentjie vir haar gegee, die brief wat die skool vir haar geskryf het. En hy het dit oopgemaak en hy het dit gelees en daar het gestaan: Thomas Edison is verstandelik gestrem. Ons skool sien nie kans om hom verder te onderrig nie. Moet hom asseblief nie weer skool toe stuur nie. Hou hom by die huis. En Thomas Edison het in sy dagboek gaan skryf: Thomas Edison is 'n verstandelik gestremde seun, behalwe vir die feit dat hy 'n geniale ma gehad het. Was dit nie vir sy ma wat geglo het hy kan nie? Was dit nie vir sy ma wat sy potensiaal raak gesien het, wat besef het hy is goed genoeg nie? Dan sou Thomas Edison nooit die uitvinder geword het wat hy was nie. Nee, hy sou heel waarskynlik 'n school dropout geword het. So, wat ek vir jou wil sê is, moet nooit ooit die leuen van Satan glo dat jy nie goed genoeg is nie. Jy is goed genoeg, want God het jou na sy beeld gemaak. Hy is lief vir jou, oneindig lief vir jou, en hy wil deur sy Heilige Gees in jou bly. Hoop jy het 'n lekker dag verder. As jy dalk nog nie gesubscribe het nie, hoekom wag jy? Druk die subscribe knoppie. Mooi dag verder, totsiens.